Goeiedag liefde, ons is by die laaste dag van hierdie week se oordeenkings en ek wil net weer eens sê, dankie vir jou betrokkenheid met hierdie platform, met Beleef, die gesprekke wat hierdie week gestimuleer is, die mense wat my gebel het, die boodskappe wat gestuur is, en die eerlikheid waarmee julle hierdie temas hanteer, ek waardeer dit so baie. En hierdie week het ons na 3 maniere gekyk, ons het gesien hoe drie gedagtes oor hoe mense redeneer, redenasies, spesifiek wat hulle redeneer oor God. Dit klink goed, maar dit is eintlik nie waar nie. Eerste een is, daai redenasies, ek is 'n goeie mens, en daarom moet God my eendag in die hemel inneem. Dit maak van God 'n soort morele administrateur, iemand wat bloot jou gedrag moet beloon, hy hou jou dop soos 'n checklist, en al wou jy glad iets met God te doen gehad, jy lewe net vir jouself, maar jy het 'n goeie lewe gelewe, dan glo jy, God sal jou eendag in die hemel inlaat. Die tweede redenasie was, ek sal my hele lewe my eie pad loop. Ek lewe vir myself en ek maak my eie pad, maar op die einde van alles sal God seker maar net sy hart verander en my toelaat in die hemel. Nou geliefde, hierdie siening maak vir God amper 'n sentimentele ou man, iemand wat sonder integriteit of waarheid lewe, iemand wat nie meen wat hy sê nie. Derde gedagte is dat baie mense glo dat alle paaie lei na die hemel toe. Hierdie een klink baie sag, dit klink baie mooi, maar dit maak van God 'n God sonder rigting, sonder waarheid, sonder openbaring. Asof hy self nie weet waar hy woon nie. En geliefde, presies daarom het Jesus aarde toe gekom. Presies daarom het God die Vader vir ons sy seun gestuur, nie om nog 'n mening te gee nie om nog 'n opsie op die tafel te sit nie, nee, maar om die duidelike, finale, liefdevolle pad terug na die Vader oop te maak vir almal. Jesus sê dit self, hy sê dit in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Let op, geliefde, Jesus sê nie, ek is 'n manier om daar uit te kom nie. Ek is een van baie paaie nie. Kies 'n roete wat vir jou werk. Nee, Jesus sê, ek is die weg. Ek is die weg. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is wat Jesus sê. In Johannes 1 vers 12 kom herinner die skrywer vir ons aan hierdie, hy sê, aan almal wat hom aangeneem het, dis nou Jesus, die het hy die reg gegee om kinders van God te word. Geliefde, dit beteken eenvoudig, God is jou skepper deur geboorte. Hy's almal se skepper deur geboorte, maar hy word jou Vader deur verhouding. Dit beteken ook, God verander nooit sy pad nie. Hy verander nie sy roete nie, maar hy nooi elke liewe mens om daardie pad te kies. Dit is die hart van die evangelie. Dit is hoekom dit die goeie nuus genoem word. Dis nie 'n God wat aanpas by my nie. Dis nie 'n God wat aanpas by jou nie. Maar ek en jy wat terugdraai na hom toe. Dis wanneer ons Christus aanvaar as saligmaker en verlosser, en dan begin ons die pad stap soos God wil hê ons moet stap. Mense gebruik ongelukkig baie argumente oor God, oor sy karakter, hoe hulle dink sy genade eintlik werk, maar God word nie gevorm. En dis belangrik om te hoor, hy word nie gevorm deur ons opinies nie, veral nie deur die wêreld se opinie nie. God is wie hy is, en hy sê in sy woord wie hy is. Hy's 'n Vader wat red, liefhet, en hy's 'n Vader wat roep. Maar hy doen dit deur Jesus Christus, nie deur mensgemaakte idees nie. As jy 'n lewe wil lewe wat sinvol is, as jy wil weet waar jy staan, waarin jy op pad is, en wie jou lei, laat toe dat Jesus beheer neem van jou lewe. Moenie jou eie rigting probeer uitwerk nie. Moenie jou eie kaart teken en dink, ek het die beste plan nie. Geliefde, nee. Moenie op die wêreld se baie paaie redenasie vertrou nie. Jesus ken die pad, en Jesus is die pad, en Jesus bring jou veilig by die Vader se huis uit. Ek hoop hierdie week se oordeenkings het jou gehelp. Môre gaan ons hierdie hele week saamvat in 'n boodskap waar ons juis gaan praat oor wat dit is om te skuif van geskape na kind toe. En ek wil jou aanmoedig om in te skakel op hierdie platform, of as jy in die area is, kom woon ons dienste by. Meeste van julle behoort te weet dat ons diens, wel meeste wat plaaslik is, behoort te weet dat ons dienstyd môre skuif na 11:00 toe. En dit is by Alberton Suid gemeente wat vir ons vir die volgende 3-4 weke 'n tuiste gee om te kan kerke as gevolg van logistieke uitdagings by ons ander venue, maar nietemin, ek hoop jy sal inskakel môre op hierdie platform en saam met ons die woord van God geniet, maar vir nou kom ons bid vir vandag en wat voor lê.
Vader, ons sê so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. En dankie dat u die groot rigtingwyser, die een is wat die pad vir ons oopgemaak het na die Vader se hart. Here, dankie dat wanneer ons lewens vertrou in u, dat u onherroepelik alles kom verander in ons lewens. Ek bid vandag vir elke hart en gedagte wat onseker is oor hulle verhouding met u. Vir mense wat sê ek verstaan dat God is dalk die skepper van alles, maar ek voel nie ek is sy kind nie. Here, mag sulke mense vandag die vrymoedigheid hê om net eenvoudig te sê, Jesus, ek wil u beter leer ken. Ek wil u verstaan, ek wil u liefde verstaan en ek wil ook u kind wees. Daarom vra ek, Here, vat my lewe soos hy is, vergewe my sondes, vergewe my houdings, vergewe my egos, vergewe al die dinge wat tussen my en u staan en help my om die pad saam met u te begin stap. Here, ek bid vandag vir daai genade oor elke hart, oor elke gedagte. Ek bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.